Goeienaand en welkom by vandag se aandiens. Ek is opgewonde oor die woord wat nou gaan volg. Maar ek wil eers vir almal wat ingeteken het op hierdie kanaal 'n groot dankie sê. Julle likes en kommentaar maak 'n groot verskil om hierdie video's uit te kry na mense wat ons nog nie bereik het met die woord van God nie. Ons aanlyn gemeente groei elke maand met ongeveer 500 nuwe mense, omdat julle so help om die video's te share deur WhatsApps en ook op Facebook. So vandag, deel asseblief hierdie boodskap met vriende en familie, sodat ons saam elke Afrikaner kan bereik met die goeie nuus van Jesus Christus. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou hart aanraak en jou geloof versterk in Jesus Christus, ons Here. Amen. So waar gaan ons heen vanaand? Waar gaan ons preek? Wat sal julle sê? Sal ons stem? Kyk, as om laat in die dag, as ek hier kom staan, ek weet nie wat moet ek preek nie hoor. Dan moet julle vir my bid, as dit wel die geval is. Nee, ek het my goed voorberei. Julle sal onthou dat ek 2 weke gelede gesê het, dat toe ek afsluit, toe sê ek wil jou herinner, dat Jakobus se 108 verse het mos 54 opdragte of bevele. Onthou julle? En ek het mos gesê, toe ons begin het met die boek ook, right? Julle, en ek het mos voortdurend jou daaraan herinner. En toe het ek gesê dat ons moet eintlik 'n lysie bekom van die 54, dat ons nou kan mooi kyk wat is die 54 bevele. En toe was Tobias so goed, toe reël hy dit vir my, en hy stuur dit vir my, en hy sê vir my, "Wat pastoor, ek het hulle vir jou nou mooi gekategoriseer." Ek sê, "Baie dankie, ek gaan nou daaroor preek." So ek wil nou sê, hierdie preek is nou my en Tobias se, Tobias. Maar ja, dis nou net die eerste deel. Ek wil met jou praat voordat ons wegstap. Waar is Sydney Hudson? Is hy hier? OK, julle moet hom vir my kry, hy moet nou kom luister. Ek weet nie waar hy is nie. Asseblief vind hom en bring hom vir my hiernatoe. Want hy was die man wat so aangehou het dat ek moet oor hierdie dinge praat. So, wat ek vir julle wil sê is, Ek wil graag met jou praat. Baie dankie Sydney, welkom in die diens. Dis vir my verskriklik belangrik dat jy hier is. Ek moet jou gesig sien. Ek weet jy is ook besig, maar I need you here for a reason. En die rede hoekom ek jou het is, onthou jy ek en jy het mos 'n ding gehad oor Jakobus. En nou, hier's die ding. Ek moet nou klaarmaak en wegstap van ons vriend Jakobus af. Maar daar's 'n onafgehandelde saak. En ek het dit geweet. En ek het geweet toe ek deur die boek werk, ek kan nie klaarmaak en net wegloop nie. Ek kan dit nie doen nie. En die rede was, ek het gevoel, ons moet wat hy vir ons geleer het, moet ons ernstig opneem. En ons kan nie net wegloop. Ons kan nie net sê, "Al dit was goeie preke van die pastoor, hy het oulik gepraat en thank you Jesus and let's move on." Ek het gevoel, dit kan nie gebeur nie. So wat ek vanaand gaan doen, en ek moes daaroor diep nadink en hoe sal ek dit hanteer, want ek voel in my hart, dat die Here wil hê, dat ons moet, voordat ons weggaan hier by die boek, of hierdie sendbrief, moet ons vir 'n oomblik vertoef, en moet ons reflekteer oor wat hier geskrywe staan, want dit is God se woord nommer 1. Nommer 2, dit is die halfbroer van Jesus, Jakobus, wat Jesus baie goed geken het, wat hy praat, wat op 'n laat stadium in sy lewe eers tot bekering gekom het, bedoelende, eers nadat Jesus verheerlik was uit die dood uit opgestaan het, het Jakobus geglo, nie voor dit, dat sy broer is die seun van God. Ek bedoel, as jy 2 broers het in 'n huis, jy gaan mos nie dink jou broer is die seun van God wat daar rondloop nie. Ek bedoel, dit is mos eintlik menslik gesproke ondenkbaar. So hy het maar geworstel soos enige ander mens. Maar hier's die ding. Jakobus se opdragte bring ook vrae na vore. So, om by daai punt uit te kom, wat ek nou gaan doen is, en ek gaan dit baie eenvoudig maak vir ons almal. Ek gaan vir jou die 54, en ek het gesê die helfte van die boek is opdrag. Daar is nie so 'n boek in die Bybel, hy is enig in sy soort, daar bestaan geen ander boek soos hierdie nie, of brief dan. So hier's die ding, So ons gaan nou na die 54 beveel en opdragte kyk.
En dan het ek 12 vrae wat ek wil vra. En ek en jy moet in ons hart, moet ons elkeen van daai 12 vrae antwoord. OK. So voor ek die vrae kan vra, want ons kom ons nou baie maande met Jakobus, moet ek jou herinner. So, my boodskap het 2 dele. Die eerste deel is, wat is die bevele en die opdragte wat die woord van die Here vir ons gee, wat die Heilige Gees deur hierdie man vir ons bekend gestel het, wat God van ons verwag. Tweede ding is, so, dit bring ons, as ek hoor wat gesê word, vra na my toe, en ek het die 5 hoofstukke geneem, en noukeurig gaan kyk, en ek het vir jou 12 vrae. So voor ons by die vrae kom ons gaan kyk na die opdragte. Ek moet jou nou terugneem, want hy in vers 2, hy sê eerste opdrag. Hy het gesê, inteendeel, jy hoef niks af te skryf, jy kan jou pen neersit as jy wil aantekeninge maak. Ek kan reël vir die van julle wat dit wil hê, met goedgunstigheid van Jakobus, wat my, vir Tobias my ook gehelp het, vir my en Jakobus, om dit so te doen, kan ek dit beskikbaar stel. Is daar iemand wat sal belangstel? OK, so julle wil my kripnotas hê, right? OK, so wat ek sal doen, ek sal vra vir Marianne of vir Shalyn, om dit in die ingangsportaal volgende week beskikbaar te hê, OK? So, jy kan maar net luister. Daar's die teks, en dan is daar die opdrag. So die eerste ene, is in Jakobus 1 vers 2, wanneer hy sê, ag dit louter vreugde, jy sien dit ook daar in die Bybel, wanneer julle in allerhande versoekinge val. So daar's 'n opdrag van hom. Nou, ek gaan mos nou nie, en ek gaan nie jou tyd mors en my tyd mors nie, ek het mos al die verse uitgelê. So, as jy wil weet wat dit beteken, dan moet jy net maar weer teruggaan na die preek toe, of dis mos beskikbaar op YouTube, of andersins moet jy gaan kyk na die boodskap en jou eie aantekeninge gaan maak. Ek gaan mos nou nie weer oordoen nie. Ek gaan mos nou nie die hele boek weer vir jou preek nie. Ons het mos al klaar gedoen. So ek wil vir jou sê wat hier staan. Ag dit louter vreugde wanneer jy in allerhande versoekinge val. En natuurlik, daar kom ons nou die dinge by mense opkom, maar jy weet, kom sal hy dan dit nou sê, as ek in versoeking val, moet ek nou bly wees. Maar dit maak mos nou nie sin nie. Maar dan sal jy sien in vers 4, wanneer hy sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, want hy sê, deur beproewinge kom daar lydsaamheid. En dan sê hy hierdie ding, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking in my en jou lewe kom. So daarom moet ek en jy dit mos nou, dat God is besig om iets in ons lewens te doen, wanneer ek en jy in al hierdie versoekinge val, wat ons pad langs kom in die lewe. Dan die derde een in vers 5, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. So as jy voel, ek het nie wysheid nie, laat hom dit van God bid. Vra dan vir die Here vir wysheid. Wysheid gewoonlik het nie te doen met iets in die verlede nie. Wysheid het gewoonlik te doen met die nou of môre in die toekoms. In ander woorde, ek sal bid en ek sal sê, Here, gee my wysheid, want ek weet nie hoe moet ek dit hanteer nie. Ek weet nie hoe moet ek dit doen nie, nee. Dan bid jy mos, Here, gee my wysheid, dan moet ek mos nou weet hoe om dit te doen. Of dit nou is, of dit nou môre is, of dit op die oomblik is, of dit nou oor 'n week is, of wat ook al, nee. So, hier is die opdrag. Bid van God vir wysheid. Dis die opdrag. En dan in vers 6, bid in geloof sonder om te twyfel. Hy sê, want hy wat twyfel is 'n golf van die see. Ander woorde, wel, as jy die moed het om te gaan bid, kan jy maar net sowel in geloof bid. As jy sonder geloof bid, dan gaan jy afval niks kry nie. Hoekom bid jy in die eerste plek? So, en ons het mos nou gesien, toe ek daaroor gepreek het destyds, dat hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is. So, bid in die geloof sonder om te twyfel, en dis 'n bevel. Ander woorde, glo dat God jou hoor en gaan antwoord. Ek wil nou vir julle net sê, toe ek verlede week was in Pretoria, toe het ek vir hulle gesê, die laaste aand, die dinsdag aand, toe sê ek, want ek weet, as 'n klomp pastore, om presies te wees, ons was een van die dienste 10 pastore, so was ek plus nog 9 ander, en op een kol het daar 10 pastore in die diens kom sit, terwyl ek preek, en toe sê ek vir hulle,
die laaste aand, dan al julle pastore wat hier is, julle gaan mense salf en bid, ons gaan bid. En jy sal nie glo wat het gebeur nie. Dis nou verlede week in Dinsdag aan, te my laaste diens in Pretoria, toe bid ek, en ons nooit toe mense, had baie, seker 120, 130 mense, ek het laat 'n tred verloor, want jy kan net sien hoe kom hulle uit, verskriklik getalle. En ons het gebid, en die een persoon staan voor ons en vra, ons moet bid vir 'n werk. En ons roep die Here aan, salf die persoon, ons bid. En Pastor Tini Berengee bel my Vrydag, 'n donderdag. Hy sê vir my, Raymond, ek moet met jou praat. Nou, Tini Berengee ken ek al donkie jare, hy's 80 jaar oud, so ek ken hom al vir die beste part van meer as 40 jaar. Hy's by Pastor Tini Barnard se kerk. Hy sê, Raymond, onthou jy daai persoon vir wie ons gebid het vir 'n werk, Dinsdag aand? Ek sê, ja. Hy sê, daai persoon het Woensdag, die volgende dag het hy sy werk gekry. Toe prys ons die Here, prys die Here. Maar ek het vir hom ook gesê, as jy uitkom, moet jy met geloof kom. Ek sê, anders help dit nie as ons bid vir jou nie, kom ons los dit dan. Maar as jy kan glo dat daar's 'n God en hy kan ons antwoord. So dit is 'n wonderlike ding wat gebeur het. Dan laat die broeder wat gering is, vers 9, roem in sy hoogheid. So in ander woorde, as jy voel, maar ek is 'n niks op 'n kontrak, ek beteken niks, dan sê die Bybel, jy wat dink jy's niks, roem in jou hoogheid, in ander woorde, roem in die Here. In ander woorde, ek is 'n kind van God, ek is nie niks nie. Ek is 'n kind van my hemelse Vader. En ek het dit verduidelik in die preek, so you better go back, as dit jou plan, jy wonder wat hier aangaan. En dan, vers 10, laat die ryke roem in sy geringheid. Dit was die volgende bevel. Ander woorde, as jy dink ek is nou die Mackie van die plekkie, en jy dink wat, I've made it in life, ek is so suksesvol, kom terug aarde toe, anders gaan God jou verneder. Want die oomblik as jy dink jy's iets in iemand, is jy op 'n baie gevaarlike plek by die Here. En dit is waaroor dit hier gaan. En dan die 7de opdrag was, moenie dwaal nie. Moenie gaan ander paaie loop nie. Bly by die waarheid. En die 8ste een was, wees gou om te hoor. En die ander een was, wees stadig om te praat. En toe ons gekom het by nommer 10, in vers 19, toe was dit, wees stadig om toornig te word. So moenie so gou opgewerk raak oor dinge nie. En dan in vers 21 was die 11de bevel, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid. Kyk, as jy weet van enigiets vuil in jou lewe, get rid of it. Moenie sukkel met dit nie, jy gaan moeilikheid kry. Breek met dit. Hy sê, kry dit uit jou lewe uit. Vra die Here dat hy jou was, dat hy jou reinig. Moenie sit met dit nie, want daai veiligheid gaan moeilikheid bring as dit daar by jou is. En dan in vers 21 ook, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. So maak jou hart oop en sê, Here, ek het u woord, ek raak van die veiligheid ontslae, maar ek ontvang die woord, die ingeplante woord. En dan ook in vers 22, die opvolgende ene, word daders van die woord, en nie net hoorders. En dit help nie, jy sit en luister net altyd, en jy doen nie wat jy hoor nie. Maar waar gaan dit jou in die lewe bring, jou geestelike lewe? En dan in vers 26, hou jou tong in toom, né? En dan die 15de opdrag, wat hy vir ons gegee het is, besoek wese en weduwees in hulle verdrukking. Mense wat swaar kry. Laat jou hart uitgaan na hulle toe. En gee om vir ander mense wat nie so bevoorreg soos jy is, en die wese en die weduwee en wys en toon erbarming, barmhartigheid, dat daar in jou hart 'n omgee is vir mense wat alleen is en wat dit baie swaar het. En dan vers 27 in dieselfde vers, bewaar jou vlekkeloos van die wêreld. Kry jou klere skoon, nie hierdie klere nie, jou kleed, jou lewenskleed, vlekkeloos. Jou lewe moet skoon kom, nie merk op jou lewe wees nie. Kom ons kry dit skoon. En dan laat jou geloof nie wees met aanneming van die persoon nie. Moenie kies tussen mense nie. Hierdie een is beter as daai of word hoër geag nie. Dis 'n bevel. En dan sê hy ook, luister my geliefde broeders in vers 5 van hoofstuk 2. Dit was die 18de opdrag. Maak jou ore oop en luister wanneer die Here praat en wat die woord van die Here sê. En dan sê hy ook, jy doen goed deur jou naaste lief te hê soos jouself.
Soos wat jy vir jouself omgee, gee ook vir ander mense om. Was een van die ander opdragte. En toe, in nommer 20 het ek met jou gepraat oor spreek soos iemand wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. So praat soos iemand wat mense vryspreek, want jy wil hê jy moet vrygespreek word. En toe het ons gekyk na handel soos iemand wat deur die wet van vryheid geoordeel word. Want jy verwag en jy vra dat die Here moet jou deur die wet van vryheid oordeel, want jy's vry in Christus, wel, hanteer ander mense ook so. En dan, ja, vir die julle wat so graag wil pastore word en predikers word, moenie baie leermeesters wees nie. En hy sê, want dis juis ons wat 'n groter oordeel kry, want ons is die mense wat vir jou sê wat jy moet doen. En dan is ons self baie keer skuldig aan dinge. Jy sê, luister, jy moenie baie leermeesters wees nie. En dan beteel jou tong, né, in hoofstuk 3, van vers 2 tot vers 12, is jou tong, die groot moeilikheid wat ons het oor die algemeen. Die ding wat ons die meeste in die moeilikheid bring, is eintlik maar ons tong. Jy het iewerste iets gesê. Beteel jou tong. Dit was die bevel. En dan in 24ste bevel was, toon jou werk in sagmoedige wyse deur 'n goeie lewenswandel. Leef so, dat almal sien, dat jy leef 'n goeie Christelike lewe in Jesus Christus. Hulle kan nie fout vind in jou leefwyse. En dan 25 was, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. En wees nie 'n vriend van die wêreld nie. Dit was een van die ander opdragte. Behalwe dat jy nie moet lieg en dat jy moet laat die waarheid wees. Moenie vriende raak met die wêreld nie, maar as jy met die wêreld vriende raak, gaan die wêreld in jou hart en in jou huis inkom. En dan onderwerp jou aan God, was die volgende een wat ons na gekyk het. En soos ek in jou aangegaan het, behalwe dat ek my aan God moet onderwerp, het ons die volgende het ons geleer, weerstaan die duiwel. Buig voor God, gee God sy plek in jou lewe, sy regmatige plek, en jaag die duiwel weg, weerstaan die duiwel. En dan nader tot God. En nommer 30, die een wat ek met jou gedeel het, soos wat ek in deur Jakobus gekom het, was reinig julle hande. Maak skoon jou hande voor die Here en suiwer jou hart. Aan die ander woorde, dat jou liggaam en jou gees skoon en rein voor die Here wees. En dan was dit vir ons baie treffend om te hoor, toe hy gesê het, ons moet weetlag. Moenie net lag nie, ween ook. Ja, ween oor die sondes in jou lewe, en oor wat ek en jy weet wat nie reg is nie, en verneder ons voor die Here. Treur, hy sê, breek dan voor die Here as dit nodig is, ween as dit nodig is. Hy sê, laat jou gelag in treurigheid verander. En hy sê, laat jou blydskap in bedruktheid verander. Ander woorde, jy moet kom tot jou sinne, die lewe is nie 'n partytjie, die lewe is ernstig, jy is op pad na die ewigheid toe. En daar's dinge in ons lewe wat die Here moet uitsorteer op die lewenspad. En dan in vers 10 van hoofstuk 4, verneder jou voor die Here. En toe waarsku ons in die volgende vers, as jy voor die Here verneder, moenie van mekaar kwaad spreek nie, moenie onnodig loop en van jou broer en suster opmerkings agter hulle rug maak en praat oor hierdie en daai en dinge te sê het nie. Want dit sal een of ander tyd gaan dit terugkom en gaan dit jou byt. En moenie jou broeder oordeel nie. Dit het hy ook gesê, moenie jou broeder oordeel nie, want wat bereik jy daardeur? God gaan jou en my in elk geval eendag oordeel waar dit nodig is om te doen. En dan het hy, ons 40ste opdrag was, doen wat die Here wil. Dit is wat ons moet sê, as die Here wil, sal ek dit of dat doen nie, ek wil dit doen nie. En toe het ons aangegaan deur Jakobus, moenie die arbeider kil met sy loon nie. Moenie mense sy salarisse of hulle dagloon terughou en so suinig met hulle lewe dat hulle swaar kry want jy kon beter gedoen het. So wees daarop bedag. En dan het hy gesê in vers 7 van hoofstuk 5, nou is ons in die laaste hoek van Jakobus, wees geduldig tot op die wederkoms van die Here. Ons moet wag tot die Here kom. Versterk julle harte was die volgende ene. Moenie teen mekaar sug nie. Moenie sweer nie. Laat jou ja wees en jou nee. En bid as jy ly. Psalm sing as jy opgeruimd is. En toe ons by nommer 50 kom, het ek met jou gepraat oor bid oor hom wat siek is. As iemand siek is, salf met olie, lê hand op en bid vir hulle. En toe is daar nog 4, die laaste 4 wat ek met jou behandel het. En die ander een was, dat wanneer ons wel vir iemand bid, kom ons salf hom met olie. Die opdrag is, kry die olie, salf daai persoon, lê jou hande op en bid vir daai persoon. En toe waarsku ons dat, as ons dit wel doen, moet ons mekaar ons misdade bely. As dit nodig is om te sê, ek wil hê die Here moet my vergewe, dan praat ons daaroor met mekaar. Bid vir mekaar, dit het hy gesê, en dan die heel laaste een wat ek moes nou met jou behandel, dit was nou vanaand, 2 weke gelede, wie van julle kan dit onthou?
om die afgedwaalde te herwin, né? Om die een wat weggedwaal het terug te bring. Onthou jy dit, broer? Jy was hier by hulle almal. So, nou wil ek sê, hier is die 54 opdragte, ek gee vir jou afskrif daarvan en jy kan altyd rustig daarna gaan kyk. Maar nou, hier is die ding. Wanneer jy hierdie boek nou in oënskou neem, en voor ek en jy by hierdie boek weggaan, as jy nou hoor, hier is die, en ek het dit mos nou vir jou gelees, die 54 beveel of noem dit nou opdragte as jy wil. Ek het 'n paar vrae wat die toetssteen van my geloof gaan wees, indien ons hulle kan beantwoord. So wanneer ons nou klaar geantwoord het, dan kan ek nou beantwoord. Wanneer ons eie lewe in oënskou neem, in die lig van Jakobus se skrywe, kan ons onsself die volgende vraag afvra. Nou ek wil vir iets vra. Ek wil hê, ek dink nou na en besin nou in jou eie hart. Nou nie vir jou vrou kyk nie, nie vir jou man kyk of vir jou kind nie. Ek praat nie met jou buurman of jou buurvrou nie, ek praat met jou. In die lig van wat hier in Jakobus staan. Hierdie is nou 'n persoonlike saak. Ek gaan die eerste vraag vra. Word ek in die lig van wat ons nou, want dis alles, die vraag het alles doen met die opdragte, die 54 opdragte waar ons begin het. En ek het dit ook kronologies, soos ons stuk vir stuk deur die boek gewerk, dit kom in 'n kronologiese orde. My vraag wat ek het is, word ek meer en meer geduldig in die toetse van die lewe? So, ek kan die vraag op 'n ander manier stel. Groei ek in lydsaamheid? Verstaan jy wat ek sê? Leer ek om te verdra? So my vraag is, en dis wat ek wil weet, word ek meer en meer geduldig voor die Here in die toetse van die lewe? Ander woorde, is ek een wat ek leer deur wat ek ly? Want onthou, ons leer deur wat ons deurmaak. Ons leer mos lesse. Baie van ek en jy sê mos, ek het my lewensles geleer. Wat bedoel ek en jy daarby? Ek het al 'n paar foute in die lewe gemaak en ek leer uit my foute. Party leer net nooit. Maar as dit kom by die toetse in die lewe, wil ek sê, wat leer ek? En die Bybel sê, ag dit louter vreugde wanneer in allerlei versoekinge val, want die teks sê vers 3 en 4, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. In ander woorde, hierdie toetse wat in die lewe na my toe kom, wat na my toe gegooi word, toets my geloof voor die Here. En elke keer wat ek 'n toets slaag, word my geloof sterker en sterker. En so vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ek bedoel geestelik. In ander woorde, die toetse wat ek deurmaak, sal my nader aan die Here bring en meer afhanklik by die Here bring. So my vraag is, groei ek in lydsaamheid? Groei ek deur al hierdie dinge wat ek in die lewe leer? Het ek, in ander woorde, het ek ooit iets geleer? Dis die vraag. Leer ek ooit iets? Wat leer ek daardeur? Om meer afhanklik op die Here te wees. Ek het 'n tweede vraag. Speel ek met versoekinge of weerstaan ek dit van die begin af? En hierdie is 'n toets wat nou naby almal van ons kom. Speel ek met versoekinge? Dis my tweede vraag. Of weerstaan ek dit van die Bybel? Want die Bybel sê, salig is die man wat versoeking verdra. As hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe kry. In ander woorde, speel jy eers 'n bietjie met die versoeking en jy entertain dit en jy dink dit kan nogal nice wees en jy karring 'n bietjie aan daai ding en jy laat toe dat dit in jou begin wortel skiet en voor jy oë uitvee, dan het daai ding beheer oor jou lewe. En nou het jy moeilikheid. Want hoe raak jy nou van dit ontslae? So die eerlike vraag wat ons vir onsself moet vra is, speel ek met versoekinge? Ek laat dit maar hier so 'n bietjie by my deurspeel. Ek bedoel, ek kan 'n voorbeeld gebruik, so byvoorbeeld Lot. Lot hy was saam met Abraham ver van die sondige Sodom en Gomorra af. They mind their own business. Hulle het hulle beesboerdery en skaapboerdery en kleinveeboerdery gehad en dit het net al hoe beter en beter en beter met hulle albei gegaan. Ek bedoel, hulle het later so baie goed gehad dat hulle dienaars was in mekaar se hare, want daar's nie genoeg plek eers meer vir hulle nie.
tot Abraham gesê het, wow, hy sê, Lot, ons kan nie so aangaan nie man, ons is broers, ons is familie. Hy sê, watter kant toe wil jy gaan? Ek sal my kant gaan, jy kan eers te kies. En Lot kyk na Soar, en hy kyk daar na die Jordaanstreek, en hy sê, dit is so mooi, en hy sien die waterrykheid en die groenplante, ag man, lyk soos die tuin van Eden, sê die Bybel, en hy sê, ek gaan die kant toe. Abraham sê, take it, ek het vir jou gesê, jy het eers te kies, of wat? Toe hy weg is, die Here vir hom, nie worry nie, ek het 'n ander plan, maar los hom. Toe sê die Bybel, toe trek hy daai rigting, maar ons het almal gesien wat het gebeur, 'n rukkie later, toe gaan plant hy sy tent voor die poorte van Sodom, en is nie lankie, toe gaan koop hy vir my huis in Sodom. Die man van die veld, die volgende oomblik toe sê hy in hierdie goddelose, twee homoseksuele stede, en ek bedoel, ons almal weet wat het gebeur as gevolg daarvan, vuur en swaal wat gereën het uit die hemel uit. So, Lot het gaan speel met hierdie dinge. Wat maak jy daar? Dis jou plek gewees, in die eerste plek nie, Lot. So, ek vra jou die vraag, is daar iets by my en jou, wat jy op die oomblik mee speel? Ja, entertaining it, en dit daar by jou deurstoep, get rid of it. Maar dit gaan hou vas op ons kry. Ons kan dit nie doen nie. Dis iets wat jy moet baie ernstig besluit in jou lewe. Ek gaan nie met versoekinge speel nie. Ek gaan dit nie op my stoep entertain nie. Dis 'n derde vraag. Vind ek vreugde daarin, op grond van die bevele, om God se woord te gehoorsaam? Is dit vir my 'n groot vreugde in my hart? Ek doen wat die Here sê? Of is ek slegs besig om te leer of te studeer in die woord, en ek hou my met die woord besig, maar die woord verander my nie? Waarmee is ek dan besig? Ek is besig met die woord, maar die woord is nie besig met my nie. Dis 'n belangrike ding, want in vers 24 sê hy, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Is dit wat ons doen? Ons hoor die woord, is lekker om die woord te leer en sê, wow, ek verstaan wat hier die woord staan, and that's about it. Maar ons doen dit nie. Dis 'n probleem. Vraag 4. Is daar enige vooroordele wat my gevangene hou? In ander woorde, ek sal die teks lees as jy verstaan wat is my invalshoek. Vers 2 tot 4 sê van hoofstuk 2. Want as in julle vergadering inkom 'n man met goue ringe aan die vingers en 'n pragtige kleed aan, en dan kom 'n arme man met vuil klere, dan sien julle op na die een met die pragtige kleed, sê, jy kan hier op my goeie plek kom sit, ek sal opstaan, en vir die arme sê, gaan sit daar, hier onder my voetbank. Hy sê, jy het nou net 'n onderskeid tussen mense gemaak. How could you do that? Hoe kan jy hierdie een weggestuur het? How could you do that? Hy sê, jy sê vir die man, nee, hierdie is my plek. Dis staan ons hierso. So is my vraag, is daar enige vooroordele wat my gevangene hou? In ander woorde, ek maak 'n onderskeid tussen mense. Want dit kan vir jou problematies raak, want mense sal dit agterkom, en dan dink hulle, maar hulle is nie belangrik in die oë van die Here nie. Vraag 5. Is ek in staat om my eie tong te beheer? Kan jy jou mond hou? Kan jy stil bly? Kan jy die woorde inhou? Of moet hulle uit? En soos Jakobus 3, sien ons daar in vers 10, staan daar, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. So, hoe het ek en jy ons tong onder beheer, as dit by ander mense kom? Vraag 6. Is ek 'n vredemaker, of is ek 'n moeilikheidmaker? Waar is ek in die koninkryk? Want hier staan in hoofstuk 3 vers 17, maar die wysheid van bo is ten eerste vredelievend. So streef jy na vrede tussen mense? Of dan, soos ons in vers 19 lees, vers 18, en die wat vrede maak, maar nou lees ek in hoofstuk 4 vers 1, waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle? So waar is ek nou? Maak ek vrede? Is ek 'n vredemaker? Of is ek die een wat oorlog aanblaas
en mense teen mekaar ophits en ek sê goeters wat mense warm onder die kraag maak. Waar's ek in die koninkryk as dit hierby kom? Hoe vaar jy op die oomblik? Ons is halfpad. OK? Ons is nou by vraag 6 verby. Hier's nou nog 6. Vraag 7 is ek 'n vriend van God of is ek 'n vriend van die wêreld? Want hier staan in vers 14 van die waar die Bybel sê hoofstuk 4 vers 4 sê, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld is vyandskap teen God nie? So as ek en jy wil hand op die blaas stap met die wêreld en ons so met wêreldse dinge besig hou, gaan ons agter tot ons skok uitvind, ons is in vyandskap met God. Hier's nog 'n vraag, vraag 8. Maak ek planne sonder om God te raadpleeg of in ag te neem? Ek besluit maar net. En wat ek randomly besluit, ek doen dit en bid eers agterna daaroor, of as ek in die moeilikheid beland, dan sal ek bid en wonder wat het nou gebeur. Want ek lees hier in vers 13, julle wat sê, vandag sal ons môre dit doen of dit doen, ons gaan na daai stad in 'n jaar deurbring, vers 15, in plaas wat julle sê, as die Here wil, en ons lewe sal ons dit of dat doen. So my vraag is, in die besluite wat jy neem, vra jy die Here se wil? Ek en jy. Of neem ons maar net 'n besluit? Ek gaan dit doen, en dan doen jy dit. Sonder om te dink. So eintlik, my vraag is, doen ons dinge sonder om God te raadpleeg of in ag te neem? Dis eintlik die vraag. Dit is baie eenvoudig. Doen ek eers iets, en agterna, dan dink ek wel, jy weet, moes ek maar gebid het oor die ding, maar in elk geval, Here, ek het dit nou gedoen, so sit maar net jou seën daarop, asseblief. Vraag 9. Is ek selfsugtig wanneer dit kom by geld? Want hy sê mos daar in vers 3 en in vers 4 van Jakobus 5, julle goud en julle silwer is 'n getuienis teen julle, julle het skatte vergader, in die laaste dag is 'n vuur wat jou gaan brand. Hy sê, want jy die loon van die arbeiders in die land dat jy teruggehou, en die maaiers wat tot die Here roep, die mense wat ons sê na behore vergoed het wat ons moes nie, die Here het gehoor hoe roep hulle tot die Here, en dit was in jou vermoë om dit reg te doen, jy het dit nie gedoen nie. So, my vraag is ek selfsugtig? Sal ek altyd die absolute minimum gee, tot op die broodlyn? Vraag 10. Gaan ek met alles in gebed na God, wanneer ek opgeruimd is, en wanneer ek ly, wanneer dit swaar gaan, of bid ek net as dit goed gaan? Soos byvoorbeeld vers 13 en 14 sê, as daar iemand is wat ly onder julle, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalms sing. So my vraag is, gaan jy na God toe net as dit goed gaan, of gaan jy ook na die Here toe as jy in bitter stryd is, en jy ly, en daar's moeilikheid? En is daar nog net 2 vrae, wat ek oor nagedink het, en die ander een was, is ek die tipe mens, na wie mense kom wanneer hulle gebedsondersteuning soek? Sal mense na my toe kom en sê, sal jy asseblief vir my bid? Soos ons lees in vers 14, as daar iemand siek is, laat hulle die ouderlinge inroep, laat hulle hom salf en vir hom bid. Vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Bid jy vir ander mense? Wanneer laas het jy vir iemand gesê, kan ek vir jou bid? I mean, let's be honest about it. Ek bedoel soos in, jy's dood ernstig en jy bedoel dit met jou hele hart. Kan ek saam met jou bid? Ek hoor jy het hierdie probleem. Kan ons saam daaroor bid? Kan ons dit na die Here toe neem? Ek is meer verbaas, en vergeef my dat ek dit nou sê, maar ek is meer verbaas, en ek bedoel dit nie ek gaan my woord bly gebruik. Ek is verbaas om te sien hoeveel gebede die Here antwoord teen hoeveel gebede God nie antwoord nie. Verstaan jy wat ek probeer sê? God antwoord graag gebede. Ek verbaas my altyd as ons soveel mense bid, is net en dit gebeur het en die Here doen dit net en ek dink by myself, wow, dit is so wonderlik om te hoor en te sien. En ek kan vir jou getuienis op getuienis op getuienis gee. En dan dink ek mens baie keer, maar hoekom sê lankal gebid oor die saakie? En die Bybel sê, bid en vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Ek bedoel ek is ongelooflik sê, ek is verbaas. Ek wil, miskien moet ek net 'n ander woord daar gebruik, maar
dit voel net vir my, God is so begeerig, ons hemelse Vader, om ons te antwoord as ons tot hom roep, in ernstig roep, en opregtheid van hart, in die naam van sy seun, en hy doen dit. Maar dit is asof ons, baie keer net dink, ag, weet ek het gebid, en Here het nie doen nie, as het ook geraai, gaan hom maar weer aan. So, my vraag is, en dit was my tweede laaste vraag, is ek die tipe mens na wie mense kan kom vir gebedsondersteuning? In ander woorde, sal hulle na my toe kom? Ek het nog een vraag, my heel laaste vraag. En dit is, wat is my gesindheid teenoor mense wat nie meer die Here diens wat hulle in die verlede gedien het? Daai afgetwaalde broer of suster, wat nie meer op die plek is waar hulle was nie. Is my gesindheid een van krities wees? Of gaan ek in my binnekamer op my knieë en ek bid vir hulle? Wat een doen jy? Waar is jy? Waar is ek? Kritiseer ek? Sê, kyk wat doen daai ene? Of gaan ek terselfdertyd as ek dit sien, en ek sê, Here, maar ek gaan vir hierdie persoon bid. Ek bedoel, die teks sê mos, ek bedoel, poog ek om daai persoon in liefde te herstel. Want die teks sê, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, iemand het die pad byster geraak, en jy het gehelp om die persoon terug te bring, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. So broer, ek moet vanaand vir jou sê, baie dankie dat jy my geïnspireer het, om oor die boek te praat. En nou dat ek wegstap van die boek af, wil ek nie net wegloop, en sê, dankie, dit was wonderlik om alles te hoor nie. Maar daai vraag moet by my bly. En ek moet gedurig deur vir myself vra, doen ek wat hier staan? Ek moet altyd deur my hart toets. Is ek 'n dader van die woord, of is ek net 'n hoorder? So, wat dit betref, my vriende, ek wil sluit met Jakobus, en ek wil sê, luister, wanneer ek na sy brief kyk nou, hier's waar ek is. Ons moet nie net groei en oud word nie. Word grys. Maar as ek na die boek kyk, moet ons ook geestelik groei. Wat baie sleg sal wees, as jy groei en jy word oud, maar jy het nie gegroei in die woord. Dit moet verskriklik wees. Dit moet verskriklik wees om oud te word. En jy het gegroei in die lewe, maar jy het nooit gegroei in die woord van die Here. What a wasted life. That's a wasted life. Vir die ewigheid beteken dit niks. So, met dit alles in ag genome, wil ek sê, die vraag en die opdragte spook by my. So ek sal seker maar baie keer weer en weer so 'n stukkie in Jakobus gaan lees. En myself altyd herinner, die woord van God het nooit verander nie. So, ons gaan aanbeweeg na 'n ander Bybelboek toe, en ander onderwerpe. Ek het baie dinge wat na my hart lê, wat ek baie graag oor wil lees en praat met julle. En ek doen my eie studie en navorsing, wat ek verskriklik inkennig is, wat ek met julle oor wil praat. Maar ek dink 'n mens kan nie nou sê, ons is nou vir altyd klaar met Jakobus nie. Ek dink 'n mens sal maar weer altyd, sal die Here ons lei, om maar net weer te gaan kyk. En ek vertrou dat wat Jakobus geskryf het, en weet jy wat sal nou mooi wees eendag? As die Here gee, en ek kan langs ou Jakobus hier gaan sit, ou kameelknieë, aan die hemel, en sê, ou Jakobus, man, daai brief van jou, soos een van die broers hier sê, ons het 'n broer hier,
wat baie naby my hart is. Hy sit in die diens, maar ek wil nie sy naam noem nie, maar hy sê altyd vir my, as ons hier uitstap baie keer na Jakobus aan, dan sê hy vir my, dit pyn hier binne. Pyn. Hy sê Jakobus sit my beet binne. Hy so reguit, hy sny soos 'n mesie deur my. Maar ek het baie keer so gevoel as ons met Jakobus besig, dit brand teen my, is like, en hy gaan so diep in. Want jy weet mos, waar is jy nog nie, waar moet jy nog groei, en waar skiet jy tekort, en wat moet nog in jou lewe gebeur? So, ek sou eendag by hom wou gaan sit het, en net sê, ou Jakobus, luister man, baie dankie vir daai skrywe. Ek het dit ter harte geneem, en jy het my 'n hele paar lesse in die lewe geleer. En ek het gedoen wat jy sê. Ek het miskien nou nie alles gedoen wat jy sê nie, maar ek het gedoen wat jy sê. En ek het gegroei. Waar is jy by wat jy nou gehoor het die afgelope paar maande oor Jakobus? Is jy ook op die plek van, Here, baie dankie vir die woord, maar ek sal dit maar weer bietjie moet gaan lees op 'n kol. En dat die Here ook maar my weer net herinner. Ons is mense, ons moet maar altyd herinner word, right? Dis mos wie ons is, ons as mense. Ek bid dat wat jy geleer het, en wat jy gehoor het. En ek wil daaroor nou bid, vir jou en vir my. As jy my toelaat, kom ons bid saam. Kan ek vra, kan ons nie almal staan, uit respek vir die woord, en vir wat Jakobus ons geleer het, in dankbaarheid voor die Here. Sal jy omgee om saam met ons te staan? Ons staan ons almal voor die Here. Here, dankie vir hierdie goddelike woord. Dankie vir wat ons kon leer. Dit het baie diep gesny by tye, en het ons eie hart ontbloot. Ons het besef as baie dinge wat ons moet regtrek. Maar ons wil bid dat u woord, wat ons ontvang het, en Jakobus het ons geleer, ons moet die woord in sagmoedigheid, die ingeplante woord, in ons hart ontvang. Here, laat hierdie woord van Jakobus, dat dit in ons harte 'n ingeplante woord sal wees. Nie op die oppervlak nie. Nie daar lê dat die duiwel dit kan roof nie. Soos die voëls van die hemel dit pik op harde stuk aarde nie. Maar Here, dat hierdie woord diep in die vrugbare aarde op die regte plek tot stilstand sal kom, waar dit kan groei en ontkiem en vrug dra. Ons bid dit, Vader, in die wonderlike naam van Jesus. En Heilige Gees, U is die outeur van die woord. U het hierdie woord ingegee. U is die groot leermeester. Heilige Gees, kom herinner my altyd aan hierdie woord. Bring dit altyd terug in my gedagtes en in my hart. Ag Here, help my, dat ek toe nou maar nie op die einde van die dag net 'n hoorder was en toe nooit 'n dader nie. Ek pleit by U, Here, dat iets van hierdie woord so my hart en lewe beïnvloed het, dat dit my lewensweg, my pad beïnvloed het, in die regte rigting, tot U eer en U heerlikheid. Dankie Here, vir hierdie kosbare woord, in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê, Amen. Mag die Koning jou seën.